'n verdunde suur word teen 'n kaliumhidroksied-oplossing getitreer. By die ekwivalensiepunt is die pH 7. Watter kombinasie identifiseer die suur en die geskikste indikator vir hierdie titrasie korrek? Die korrekte antwoord is D. Soutsuur en broomtimolblou. In hierdie vraag werk ons met kaliumhidroksied wat 'n sterk basis is. Onthou, lithiumhidroksied en natriumhidroksied is ook sterk basisse. En dan 'n belangrike woord in hierdie vraag is die ekwivalensiepunt. Nou, wat is neutralisasie? Neutralisasie is daardie punt waar die ekwivalensiepunt bereik word. Nou belangrik, die ekwivalensiepunt is nie altyd by 'n pH van 7 nie. In hierdie vraag, ja, hier is die ekwivalensiepunt wel by 'n pH van 7, maar dis nie altyd die geval nie. Dink by jouself, as 'n sterk suur en 'n swak basis reageer, dan gaan die ekwivalensiepunt onder 7 wees. En as 'n sterk basis met 'n swak suur reageer, gaan die ekwivalensiepunt bokant 7 wees. Die ekwivalensiepunt is waar die suur volledig met die basis reageer volgens die molverhouding. Jy kan ook sê, dis waar die basis met die suur volledig reageer het volgens die molverhouding. Hier is 'n eenvoudige opsomming wat die beginsel mooi illustreer. En in al 4 hierdie gevalle het ons te doen met neutralisasiereaksies. Met ander woorde, 'n suur reageer met 'n basis en ons bereik die ekwivalensiepunt. Met ander woorde, die suur en die basis het volledig reageer volgens die gegewe molverhouding. Maar kyk mooi. As die suur en die basis ewe sterk is, met ander woorde, beide is sterk of beide is swak, dan is die ekwivalensiepunt by 'n pH van 7. Maar 'n sterk suur en 'n swak basis het 'n ekwivalensiepunt onder 7, en net so sal 'n swak suur en 'n sterk basis 'n pH van bo 7 lewer. Ons het kaliumhidroksied, 'n sterk basis. Ons benodig 'n sterk suur ten einde te verseker dat die ekwivalensiepunt by 'n pH van 7 is. So, oksaalsuur is 'n swak suur, terwyl soutsuur 'n sterk suur is. So, C of D is ons opsies. Nou is die vraag, watter indikator sal geskik wees? Aan die linkerkant fenolftalien. En daar moet jy onthou dat die kleur verander tussen 'n pH van 8 en 10. En fenolftalien is geskik vir sterk basisse en swak sure, want die ekwivalensiepunt is bokant 7. So die oplossing sal kleurloos wees met 'n pH onder 8 tot 10 en dan sal dit pink na donker pink wees bo 'n pH van 8. Aan die ander kant broomtimolblou en dit is die indikator wat ons in hierdie vraag gaan gebruik. Die punt van kleurverandering is tussen 'n pH van 6 en 7,6. Onder daardie punt is die oplossing geel en bokant daardie punt sal die oplossing blou kleur. Maar ons wil spesifiek die ekwivalensiepunt bepaal en dit is rondom 'n pH van 7 en daarom is broomtimolblou ideaal. Die suur wat ons dus gaan gebruik is soutsuur en die indikator broomtimolblou.